Goeienaand almal. Julle lyk nog net so oulik soos toe ons begin het donderdag. Toe het ons nie mooi geweet wat vir ons voorlê nie, maar hier is ons weer en die pragtige Tannie sit nog al die tyd net hier voor. Ek dink sy is my grootste fan, die Tannie. Ek sien sy sit 'n groot offergawe in. Dis mooi Tannie, baie mooi en die haartjies lyk mooi vanaand, hoor. Dis nou ons kom nou so na die einde toe, die ou stoomtrein kom so op 'n manier nou by die stasie in. Baie dankie vir julle geduld en vir die ou kommunikasiefoutjies wat hier en daar so insluip met die taal. Dankie vir julle liefde. Ek het penne ontvang en CD's, nou net so 'n blik Bokoma beskuit ontvang wat hier agter staan in 'n bakkie koeksisters. So ek sal moet verkoop môreoggend voor ek ry. Die arme Amerikaners wat hier is, hulle verstaan nie hoekom ek so baie goed kry nie. Ek dink hulle wonder seker maar. Maar baie dankie vir al die bederf en lekker goedjies hoor, ek waardeer dit nou regtig baie. Dis 'n riem onder 'n mens se hart. En dit maak dit eintlik moeilik om nou weg te gaan. Maar ons moet vorentoe, ons so 'n week nadat ons by die huis aankom, het ons die groot kampvergadering in Sydney, Australië. So ons moet dan soontoe gaan en ek begin al reeds so 'n bietjie voorberei om daar met die Engelse sout weer te preek. So bid maar vir ons en ons bid vir julle ook en dankie vir al die liefde. Dit is so wonderlik om saam met die Transvaalers te ontmoet. Julle is so oulik, ek het nooit besef nie. Ek het maar vir jare in die Kaap gebly. Maar nou sien ek dis baie lekker hier. En dankie vir julle liefde weer eens, hoor. Dis vir my so mooi om partykeer na die kindertjies te kyk. Ek sien vanmiddag my neef se ou seentjie Ewert, ek dink hy seker 4 jaar oud. Hy wil op die lugkasteel gaan klim. Nou, as sy mammie nou nie lus het nie, dan gaan sit hy op sy knietjies en sy kop teen die grond en dan kap en buig hy nou soos 'n Mohammedaan om ma se aandag te kry. Ek onthou die ou storieetjie van Erika. Erika was so 5-6 jaar oud en die heel dag is sy onder ma se voete. En mamma raak geïrriteerd, hulle kry besoekers die aand en mamma bly haar waarsku. Speel nou met jou poppe. Bly in die kamer so bietjie. Ai, maar Erika, sy's oral onder mammie se arms en bene in. Mammie is toe later vies en toe hulle tafel dek, toe dek sy 'n baie klein tafeltjie vir Erika om op haar eie te eet. So aan die een kant van die sitkamer. Toe almal nou sit, die besoekers is daar, hulle moet nou eet en almal het nou tot ruste gekom. Hoor hulle hierdie gebedjie hier van die klein tafeltjie wat aan die een kant staan. Baie dankie Jesus, U het nou vir my 'n tafel voorberei in die teenwoordigheid van my vyande. Dis so oulik, nee. Daar waar Paul Jonker werk in die middel van die Noord-eiland. Iemand vra so terloops, iemand vra vir my, hoe lyk die dierelewe daar? Die nasionale voël is 'n kiwivoël. Jy sien hom nooit. Ek het nou al gekyk, jy sien padtekens oppas vir die kiwi en dis nou 'n ou nagdiertjie. So ons is dan gelukkig. Wat is ons nou weer? Is dit die kraanvoël? Dankie. Ek het amper gesê volstruis, maar dit is nie reg nie. Maar ons het geen slange in Nieu-Seeland nie. Daar's net 'n langbeen spinnekoppie en dis al en hy kan nie skade doen nie. Jy kan in die riviere staan en vis vang. Daar's nie balaarsee of ander goedjies wat in die vel inkruip nie. So dis so veilig dat dit vervelig is. Verstaan julle? Maar daar waar Paul werk in die toerisme sentrum van die land, het 'n predikant, een van ons predikante nou die dag gery en hy soek toe die kerk is in Ventonstraat
En daar langs die pad loop so klein 6 jaar oue seentjie en hy trek so langs die pad en hy hou stil en hy roep die seentjie nader en die seentjie is baie bang en hy sê, moenie bang wees nie, ek soek Ventersstraat, maar ek is 'n predikant. Die ou seentjie duin so terug, sê moenie bang wees nie, ek werk vir die kerk, ek soek Ventersstraat. Die seentjie kom nader, hy sê, nou wat doen 'n predikant? Hy sê, ek lei mense na die koninkryk toe. Die seentjie dink so, hy sê, ek sal nie laat jy my na die koninkryk toe lei nie. Hy sê, hoekom nie? Hy sê, jy kan nie eers Ventersstraat kry nie. Te oulik hoe hulle dink, nee. Maar ons praat so 'n bietjie oor rigting vanaand. Ons het vanoggend gepraat oor hou vas en vanaand wil ons 'n bietjie praat oor hou koers. Dit help ook nou nie jy hou vas en jy's aan die verkeerde rigting nie. Is dit nie waar nie? So ons moet vanaand 'n bietjie gou kyk na hou koers. Die heel eerste vraag in die Bybel is wat? Wie kan vir my sê? Die heel eerste vraag. Adam, waar is jy? Ek glimlag altyd oor hierdie vraag. Want ek weet mos nou, dis nie 'n vraag, waar kruip jy weg nie, want God weet mos waar ons is. Ek dink dis 'n baie groter vraag. Hy vra eintlik, Adam, is ons nog op dieselfde bladsytjie? Is ons nog op pad in dieselfde rigting? En die tweede groot vraag in die Ou Testament, net so hoofstuk later is, Kain, waar is jou broer? Kain sê, is ek my broer se bewaarder? En daar kom daar die hele verkeerde, skeefgedraaide gedagte in van plig. Is dit nou my werk? Dit moet mos iets van liefde vertel, is dit nie so nie? En skielik bring daardie ou maat van ons nou hierdie lelike ding, hierdie lelike woord in van my broer se oppasser. Nou wil ek net vir julle dit kortlik sê. Die eerste vraag vra, kerk, broer en suster, is ons op dieselfde bladsytjie? Beweeg ons nog saam, is ons nog een gesin? Die tweede ene is, help julle mekaar om by God uit te kom. Kyk julle mooi na mekaar in liefde. Is dit nie twee pragtige vrae nie? Die Christen boodskap, die Adventiste, die kernboodskap is om die regte vrae te vra. En die heel eerste vraag in die Nuwe Testament, waar is die oplossing? Waar is die Messias? Wat is die oplossing? Christus. Is baie mooi, nee? Is pragtig. Ek weet nie of julle kan onthou nie, Julie 16, 1999, 'n beroemde jongman, vermoënde jongman, invloedryke jongman, is in sy hoë verrigting, goed toegeruste Piper Saratoga vliegtuigie. Kom ons kyk of ons hom kan kry daar vir julle. Ons gaan so 'n bietjie spring en dan kom ons weer terug. Dankie, julle kan julle hom sien. Saam met hom in die vliegtuig, sy naam is John F. Kennedy Jr. Saam met hom in die vliegtuigie is sy vroutjie Carolyn, pragtige dame, en haar suster Lauren. Hulle is op pad na 'n troue in Martha's Vineyard, Massachusetts. Skielik val daardie vliegtuigie teen 5000 voet per minuut. 10 keer die normale snelheid. In 'n spiraal van die dood,
uit die hemel uit en hy val in die koue, donker Atlantiese Oseaan. 'n jaar later bring die lugvaartkundiges hulle notaatjies bymekaar. Hulle wil hierdie ding verklaar. Hoe kon dit gebeur het? Die oud president se seun, hierdie jong man op wie so baie oë gerig was met die oog op die toekoms. Wat het gebeur? Hulle verklaar toe dat daar in die donkerte nie verwysingspunte was nie. Dit is moeilik om so in die nag te vlieg nie. Daar's nie bakens nie. En toe ondervind daardie mannetjie weens die swaartekrag, druk, al die ander magte en faktore wat inwerk, wat hulle noem ruimtelike duiseligheid, vertigo. Hier in die binneoor het die balans versteur geraak. En hy kon nie die verhouding tussen die hoogte van sy vliegtuig en die aarde se oppervlakte bepaal nie. Hy het duiselig geword. Toe val daardie vliegtuig en hulle is dood, weg. Dis 'n lelike ding, daai duiseligheid, nê. Ek dink vanaand aan my ou maat, ons lees in Genesis hoofstuk 31, miskien kan julle net so terugspring met daai skyfie, kyk of ons daai versie kan gooi. Daar sê hy, ek is die God van Bethel, Jakob, terwyl Jakob nog daar by Laban werk, waar jy die gedenksteen gesalf het, waar jy aan my 'n gelofte gedoen het, maak jou dan nou klaar, trek weg uit hierdie land en gaan terug waarheen? Na jou geboorte land toe. Gaan terug Hebron toe. Gaan terug na die land van Abraham toe. En ons weet wat Jakob doen. Jakob pak alles op mooi, kry sy familietjie, gesinne, alles, al sy besittingies bymekaar en hulle begin trek. Dis 'n groot groepie mense en diere. Onder al daardie seuns is daar iets wat anders is. Hulle sê vir my nie lank kloof, julle ken die Kritseners, ek weet ek het self met die oom gepraat toe hy nog geleef het, hy sê ek wou 'n seun gehad het, dis nou Ulna Ketel is 'n familie, daai mense. Die oom sê hy wou 'n seun gehad het, toe begin hy, eerste dogter, tweede dogter, derde dogter, vierde dogter, hy het met 'n missie opgeslaap en krye gedrink en allerhande goed. Vyfde dogter, sesde dogter en sewende dogter, toe sê die tannie, dis nou genoeg. Vir Jakob was dit heel omgekeerd. Hy reis en op die sagste donkie, die een met turbo boost, het hy sy kosbare besitting. Wie kan vir my sê, wat is daai besitting? Dis nie Rachel nie, mooi geraai, pragtig. Dis nie blink oogies nie, en is ook nie dowwe oogies nie. Wat 'n een is dit? Wie kan vir my sê? Haar naam begin met 'n D. Tina. Tannie, as ek nog van daai kommentare gehad het, het ek vir jou 'n stel gegee. Dina is die dogter. Sy is so weggebere in pappa se hart. Haar haartjies is dik en gesond. Daar's nie 'n vlekkie op haar vel nie. Haar oogies skitter soos die son. Kan julle sien? Kan julle daai mooi dogter sien? Donker. Haar postuurtjie is regop. Sy's 'n bietjie astrant. Sy's die enigste dogter. Ek sê vir my vrou, jong kan ons nie maar nog probeer nie, daar kry ons 'n ou dogtertjie. Sy sê, jong, jy sal nie 'n dogter kan grootmaak nie, jy's te sag. Ek wou so graag 'n dogtertjie gehad het.
Jonge mens kan hulle ons vertroetel, maar nou sê die ouens vir my dogtertjies is stout hoor. Hulle gooi sommer gou daai, wat is daai tantrum ding in Afrikaans nou? Dis nie veilig om dit te sê nie. Ek sou dit ook nie sê as ek jy is nie. En hulle ontgroei, amper sê ek nou verkeerd. Hy ry met daai mooi dogter. Nou vra ek vir julle, wat het God gesê? Gaan terug na die land van jou vader. Weet jy wat sê professor Ferdinand Duist? Dis 'n groot man, hy het 'n boekie geskryf oor die lewe van Jona. Weet jy wat sê hy? Hy sê, geloof vra nie resultate nie. Dit het ontplof in my lewe. Hy sê, geloof doen onder die omstandighede wat reg is. Met ander woorde, geloof is gehoorsaamheid. 1 Johannes 2:24. Hou vas aan die woord wat julle van die begin af gehoor het. En as daardie woord in julle bly, dan sal julle ook in Christus bly. Wow, daar som ons hom nou op deur Johannes, nee, pragtig. Weet jy wat doen Jakob? Daai man wil nie leer nie. Hy koop 'n stuk grond by 'n dorpie. Die dorpie se naam is Sichem. Hy span uit. Hy slaan tent op. Hy grawe 'n put vir water. Hy sit 'n windpomp op. Daardie dorpie is 'n antieke Kanaanitiese aanbiddingsentrum. Waar hulle goed aanbid wat knor en piep. Die Bybel sê, luister baie mooi. Die Bybel sê, Genesis 34 vers 1. Nou Dina, die dogter van Lea, het die dogters van die land gaan besoek. Wat se klere dra daai mense? Wat se modegiere is daar? Verstaan julle? Hier is dit nou by 'n stad wat pols en gons. Hier is nou 'n aantrekkingskrag wat 'n mens skaars kan beheer. Daardie Hebreëse woordjie vir stad is gier. Jy vind hom in Genesis 4, wanneer Kain die eerste stad bou, wanneer hy van God af wegloop. Jy vind hom in Genesis 11, wanneer die mensdom daardie toring van Babel bou, as 'n rebellie teken teen die Allerhoogste. Daardie stadwoord kan vertaal word opwinding, opgewondenheid, aanpor, opsweep, aanhits. Daardie pragtige meisie wat so geesdriftig is, so entoesiasties, so energiek is, maar so vatbaar is en so gevoelig is vir die invloede van daai stad. Hy gaan parkeer nou so waar by die hekke van daai stad. En daai manne van daai stad sien daai pragtige kind met die sonskyn oë. En daai man van daai stad, die seun van die koning, vat daardie dogter. En hy steel haar onskuld. In die hele Bybelverhaal hoor jy nooit weer van Dina nie. Sy word 'n geen persoon. Want pappa het gaan kamp opslaan by Sichem. En God het gesê, trek Hebron toe.
Weet jy wat gebeur toe daar? Hy stel sy familie bloot. Die geraas van Sichem dreun so hard, jy kan nie meer pappa se stem hoor met môre en aand godsdiens nie. Kan julle daai prentjie sien? Pappa probeer hard daardie ou Bybel wat uit die voortrekker se kus uitkom, pappa probeer lees, hy lees sulke hoofstukke, maar daai jong mensies is vol energie, en hulle hoor die gebons en die gespring, daar in die stad van Sichem. Daar word hulle familietjie seergemaak. Die manne van Sichem sê, hoekom trou julle nie met ons nie, en ons met julle nie, dan deel ons sommer besittings, en ons bly hier onder mekaar. Die hele identiteit van God se volk word hier byna verloor. Moord word gepleeg. Simeon en Levi, onthou jy wat hulle gedoen het? Hulle gaan toe somme in en slaan al die manne dood, nadat hulle besny het. Daar kom geen oplossing vir daai familie se probleme nie. Jakob het geen invloed om te getuig vir sy God daar nie. Want hy het gaan kamp opslaan toe God gesê het, Jakob trek huis toe. Ons kom hier aan die einde van 'n pragtige feestyd. Dis 7:15. Ek kan al hoor daar die bassyne. Hulle maak al reg. Ek kan al sien die engele staan skouer teen skouer. Hulle druk mekaar. Elkeen vat sy plek. Elkeen se nommer vind sy ospasietjie daar. Ek kan die opgewondenheid hoor daar in die sale van die koninkryk, die hemelse plekke. Ek kan die opgewondenheid voel. Dis tyd. En die boodskap is vir my deesdae so duidelik, veral hier in die Transvaal, waar ek groot wonderwerke sien, van mense wat by die liggolwe hoor, dat daar 'n lig in die woord is. 'n Oom kom vandag daar by die tent aan waar ons eet. Hy sê, ek is nou 3 jaar al 'n deel van hierdie familie. Ek kom uit die Pinkstergenootskappe uit. Dieselfde versies wat ek onderstreep gehad het in my Bybel, sê nou vir my iets anders. En julle weet, is een na die ander, nee. Ek is so dankbaar. Maar nou kan ons mos nie gaan uitkom by Sichem nie. Hier sit van julle wat worstel, ek weet, ek het gepraat met julle. Wat moet ek maak? Hoe moet ek dit doen? Dis nou tyd om terug te gaan na daardie oorspronklike plan en te kyk, wat wil die Vader hê? Wat gee hom eer en heerlikheid? Wat is die rigting vir my lewe wat hy soek? Waarheen wil hy gaan met ons? Hy sê, Adam, waar is jy? My ou seun, ek wat die dimpels hier in jou wange ingesteek het, ek wat jou oogies laat knip het vir die eerste keer, ek wat op daai tuintjie vir jou die asem van die lewe gegee het, en op Golgotha die bloed van die lewe gegee het. Ek vra vir jou, ek soek jou, ek sê, is ons nog op dieselfde pad? Is ons nog op dieselfde bladsy? Werk ons nog saam? Is ons nog op die pad na dieselfde plek toe? Adam kom uit met vyeblare. Hoe lyk daai balansstaat? Is dit Hebron, 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 of is dit Hebron, Sichem, Sichem, Sichem? Dit is vir my so mooi, wanneer jy lees van die emperor pikkewyne. Julle ken daai storie van die emperors, nê? Al die ander pikkewyne broei in die somer. Hierdie manne is gehard. Hulle bly in die koudste plek op aarde en heel moontlik ook die gevaarlikste. Hulle sê die wind sny jou daar in toyings, in repe. Hy is so koud, hy is eintlik skerp. En soos hy waai, so vries hy waai deur jou. Hulle sê daai mamma
Daar in Junie maand lê sy 1 eier. Dan los hy daai eier by pa. Dis dan wreed nie, jong die manne kry dan swaar. En pappa het hier op sy gewebde voete, het pappa ook so 'n velletjie wat hier hang, so 'n maag vetrolletjie. En dan staan hy en hierdie ander manne, staan hulle nou vir 9 weke, terwyl mamma gaan vis eet en vet word, daar in die lekker waters van die see. En daai manne staan regop en hulle balanseer daai eier op hulle voete en die vetrolletjie maak hom warm. En as mamma nie na 9 weke terugkom nie, dan produseer pappa self 'n bietjie 'n melkerige dingetjie en hy voer daai kleintjie. Maak hom groot. Pappa verloor van 1/3 tot 'n helfte van sy liggaamsgewig. En dan kom mamma terug. Weet julle wat vir my die mooiste van alles is? Daai honderde duisende pikkewyne wat daar te mekaar staan in daai kolonie. Wanneer mamma terugkom, dan roep pappa. Dan vind elke mamma haar pappa en haar eier. Prediker 3 vers 11, hy het die ewigheid in ons harte ingebou van die begin af. Jou honger, daai ding wat jou rusteloos maak, is om by hom uit te kom. Hy het daai kompas by jou ingebou, hy het hom vasgelê in jou gene. Dit is deel van wat dit beteken om in sy beeld geskape te wees. Daai honger is nie om by Sichem te stop nie, daai honger is om deur te druk Hebron toe. Jy moet koers hou, anders val jy uit die lug uit en mense lag vir jou. Hulle sê, jy het duiselig geword. Ek wil so graag vir my seun sê, wie julle wat ouers is, daai ouetjies wat so onverskillig is. Daai jong mannetjie vir my, hy ry nou elke gat in die pad raak. En elke maat wat van die pad af is, sal hy nou ontmoet en huis toe bring. Nou een Vrydag aand hoor ek die lawaai, en dit is nou Sabbat vir my. Toe bring hy nou die maat huis toe. Ek vra vir hom so mooi, seun, moenie Vrydag aande kom kuier nie. Moet die maats nie. Ek wil so graag hê daai mannetjie, soos jy vir jou seun en jou dogter, dat hulle moet die pad kry. Terwyl ek hom nog het 'n ma vandag by my kom, wie sy skit soos hy huil vir haar kind, vir haar seun. En hier's van my maatsie wat hulle 19 jaar oud is verloor het in die dood. Ek het nog myne, ek wil hê hy moet daai pad kry. Maar jong, hy is nou daar by Sichem besig. Voordat ek vanaand vir julle net weer sê, baie dankie en liefde wil ek net vra. Wie van julle wil vanaand staan en sê, Here, miskien vir die eerste keer in jou lewe. Miskien is hier 'n ou dogter wat mammie se goedjies en stories gehoor het, wat bietjie koel geword het in haar hartjie, wat vanaand wil staan en sê, ek wil maar weer die pad vat Hebron toe. Ek wil maar weer begin roep, sodat ek kan sien, dis my eiertjie wat daar is, dis my nesie, dis my ou huisie daar, dis my ou plekkie daar. Dit is waar die lewe kook en borrel. Dit is die ware lewe. Die een by Sichem is 'n virtuele skynlewe. Hy maak jou nie vet nie, hy gee nie vir jou vrede nie, hy maak jou nie heel nie, hy les nie jou dors nie. Hy mergel jou uit. En as hy jou uitgemergel het, spoeg hy jou uit en hy gooi jou weg. En as ek weer kom kuier, wil ek vir julle sê, my jongste ouetjie is nou op pad Hebron toe. Want ek weet julle gaan vir my bid.
Daai groen oogies en blonde koppie van hom. Wie van julle wil vanaand staan en sê, ai Here, vergewe tog die kampery by Sichem. Ek wil Hebron toe, want God het gesê, gaan Hebron toe. Geloof is gehoorsaamheid. Dis nie 'n lekker feeling nie. Wie van julle wil vanaand staan en bid ek vir julle? En net sê, Here, ek gaan Hebron toe. Ai, dis darem mooi. Dan dink ek aan ou Eugene, daai pappie wat sy kind verloor het, daai 19 jaar ou seun. Daai man huil sommer nou. Ek gaan vir julle bid. As jy daar by die huis kom en dinge raak nou weer normaal, dat jy sal uitstaan en uitstraal. Dat jy jou voete gaan sit in die rigting van daai plek, al wil jou hart nou hierdie kant toe, en jou kop wil daai kant toe, dat jy sal Hebron toe. Asseblief tog. Julle is so mooi. Kom ons bid. Vader, vanaand vlieg my gedagtes eers Nieu-Seeland toe na my ou seun toe, Marchant. Hy is so spelerig nog, soos 'n klein tienertjie. Hy ry nog op sy ou skaatsplankie. Mamma en pappa moet nog sorg vir hom. Hy besef nog nie mooi nie. Hier's baie pappas en mammas wat daai seuns het. Hier's baie seuns wat sulke mammas en pappas het. Here, as U die sterre se name ken, dan ken U mos elkeen wat vanaand hier is. U het gesê daar in die kerk van Pergamus, ek weet waar jy bly. Jy bly daar waar die Satan sy hoofkwartier het. Makatoikei, ek wil hê jy moet daar bly. Vastrap, waar Antipas, my geliefde, gesterf het.